As jy jou Bybel by jou het, kan jy vir my so lank oopmaak daarna Spreuke 31 toe. Ons gaan nou daar uitlees, ons het so 'n paar ander gedeeltes ook, maar moenie daaroor bekommerd wees, ek sal sommer self dit lees. So ons sal by Spreuke 31 gaan ons wees. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk rondom Moedersdag en alles wat gebeur. En daar word meer oproepe gemaak, telefoonoproepe op Moedersdag as enige ander dag van die jaar. Selfs meer as Kersfees. Daar word meer oproepe gemaak op Moedersdag as enige ander dag van die jaar. Plus minus 37% meer as gewoonlik. Nou, hier is so 'n statistiek wat ek nou maar gekry het, en baie van die goeders is nou maar Amerikaans gebaseer. Ek dink nie hulle doen so baie statistiekie by ons nie, maar volgens die statistiek gee ek julle 'n raai, wat is die ding wat hulle vir ma's gevra het, wat hulle die graagste op Moedersdag wil hê? Wie wil raai? Ek het op die ding dan vra hulle 'n klomp paas, en die eerste antwoord van die paas is gewoonlik geld. Die hoofding wat ma's wil hê op Moedersdag is die volgende: tyd saam met hulle familie. Dis die hoofding. Kan dit nie glo nie, tyd saam met hulle familie, om almal onder dieselfde dak te hê. En toe is daar dieselfde vraag gevra, wat is die ding wat hulle die minste wil hê? 95% van moeders het gesê, 'n gym-kontrak. Hierdie gedeelte het my geskok en het vir my ongelooflik baie gesê van hoe mens dink oor goeders. En dis so 'n bietjie van Moedersdag en Vadersdag, maar dit is hartverskeurend om die volgende te hoor. Daar word 2/3 meer kaartjies op Moedersdag uit tronke uit gestuur na ma's toe as na pa's toe. Daar word meer kaartjies na ma's toe gestuur as na pa's toe op Moedersdag. Wys jy waar lê ons probleem, né? Daai staan bekend as die Della Pieta. Dit is 'n beeldhoukuns wat gemaak is deur Michelangelo, wat uit graniet uitgekap is, of marble, is mos graniet, né? Marble. Is marble graniet? Marble. Is uit marble uitgesny, en dis so plus minus 2 meter by 2 meter groot, en dan so 2 vierkante meter. So dis so groot dit is. En hierdie is waar Jesus van die kruis afgehaal is, en waar hy in Maria se skoot lê, en waar sy hom vashou direk nadat hy dood is. En Michelangelo het hierdie ding opgedra aan sy ma en alles wat sy vir hom beteken het. En toe ek dit sien, toe ek hierdie ding sien, want blykbaar as jy dit as jy dit in werklike lewe sien, die mense wat dit beskryf het is, want Michelangelo was ongelooflik goed geweest met hierdie tipe goed. Kan jy die voue in daai goeie sien, soos jy daar kan sien, jy kan die voue sien in daai lap wat rondom is. Dit is ongelooflik lewenswys of lifelike. En dan sê hy daarso, dan praat die mense en hulle sê waar jy hierdie gevoel kan voel van 'n ma se hart wat breek. Ek meen, ons almal het al die gesegde gehoor, geen ouer moet 'n kind oorleef nie. Ons het almal al die gesegde gehoor, geen ouer moet 'n kind oorleef nie. En ek dink om daai te sien, en in Maria se skoene te gewees het om te weet, want sy het van die begin af geweet wat gaan met haar kind gebeur. En daai kind te hê, moet iets ongelooflik wees. Die volgende een. Having a child is like having your heart walk around outside of your body. Ons as paas sal hierdie nooit verstaan nie. Daai wat jou kind altyd rondloop. Ek sit en kyk hierdie klomp wat hier voor dans, en dan kom jy agter, dis so, dan is hulle 18 en hulle is uit die skole, die ma's wat nou al weet. In die volgende oomblik dan is hulle getroud, en dan is hulle self papas en mamas. En dan dink jy by jouself, wanneer het ons die ou mense geword? Het gebeur so vinnig, waar hierdie kind buitekant jou liggaam rondloop. Volgende een, hierdie is vir my nogals 'n ding wat nogals diep tref.
Motherhood is seeing your heart walk around outside your body and hoping the world is gentle with it. Om te hoop dat die wêreld jou kind gaan hanteer en gaan beskerm en gaan kaddel. Want sien, dis 'n ma se werk. 'n Ma se werk is om te beskerm. En partykeer doen julle dit te erg. Partykeer is ma's te erg met die beskermgedeelte. Maar gelukkig is daar pa's om daai uit te kanselleer. Want ons ma's probeer hierna streef om hy kinders te beskerm. As ons kyk na die beeld, wat leer ons? As ons na daai Pieta gekyk het, wat sien ons? Wat doen ons? Wat offer moeders op? Wat gee ma's? Die een woord wat ek agtergekom het wat half nie in moeders se woordeskat is nie, is omstandighede. Want maak nie saak in watter omstandigheid daai persoon op daai spesifieke plek is nie, hulle maak dit maar werk. Want kyk bietjie enkelouers, waar die ma's alleen kyk na kinders, dan lewe hulle in haglike omstandighede en hulle doen allerhande goeders, maar hulle sal alles in hulle vermoë doen om die beste vir hulle kinders te gee. So omstandighede speel eenvoudig, dis 'n woord wat nie in 'n vrou se woordeskat en 'n ma se woordeskat is nie. En ek het gelees, Jordan Peterson het hierdie volgende gesê, dis 'n ou wat almal het seker al van hom gehoor, maar hy het die volgende gesê, en dit het my nogals diep getref. Jy offer jou seun op, of jou dogter op, om vernietig te word deur die wêreld, want dis wat jy doen, jy gee jou kind vir, en dis wat met Maria gebeur het, sy het 'n kind gegee vir die wêreld, en sy het geweet die wêreld gaan hierdie kind vernietig. Dis wat gaan gebeur, hy gaan gebore word, hy gaan swaar kry, hy gaan moeilike tye hê in sy lewe, hy gaan siekte beleef, hy gaan nederlaag hê, hy gaan foute in die gesig staar, hy gaan al hierdie goeders hê, en hy gaan goeie tye ook hê, en as al hierdie goeders gebeur, dan gaan hy dood. Want dis wat met ons lewe gebeur, dis ons lewe hierdie. Ons gaan gebore word, ons gaan 'n klomp goeders in die gesig staar, en dan gaan ons sterwe. En al wat ma's kan doen, is om kinders groot te maak, om dit waardig te kan teenstaan. Om trots te kan wees en te kan staan en hierdie aanslag face-on te kan vat. En dit te kan teenstaan. Dit is die opoffering van 'n ma, om te weet, dis wat met jou kind gaan gebeur. Dit was die opoffering van Maria gewees. So, ek wil net hê, mamas, julle moet my nou mooi hoor, en ek gaan nou 'n raas maak, gaan dit nou in liefde doen. Hou op om te sê ek is net 'n ma, of ek is net 'n huisvrou. Want jy is soveel meer as dit. En ons maak dit soveel minder as dit. Jy is verseker nie net 'n ma, of net 'n huisvrou nie. Jy is soveel meer as dit. Om 'n goeie ma te wees, is om op te hou voorsien. Hoor gou mooi, om 'n goeie ma te wees, is om op te hou om te voorsien. Op 'n stadium moet jy faal as 'n ouer, om 'n goeie ma te wees. Julle sal nou verstaan wat ek sê. Veral in een opsig. Jy moet ophou voorsien in jou kind se behoeftes, sodat hy of sy op hulle eie voete kan staan. En een van die mees vreesaanjaende gedagtes van meeste ouers, weet ek, veral ma's, is om hy kind in die wêreld los te laat, en dat hulle eie pad gaan stap, en jy het geen beheer nie. Ek kon nooit verstaan dit, my ma het altyd vir my gesê, laat weet my as jy by die huis is, soos ergens heen gery het, en dan vergeet jy mos. Dan kom jy by die huis aan, of wat ek al alles, en dan sit so half soos 'n na 'n ruk, en dan sit soos 'n, ek het nog en dit was vir my nooit 'n big deal gewees, terwyl ons kinders was nie. Ons het nou al trekkers op ons kinders se fone, sodat ons weet waar hulle is. Want dis die mees vreesaanjaende ding, daai van, sê nou jou kind het iets oorgekom. Sê nou jou kind het weggeraak. Ek het hierdie gelees, en dis ongelooflik interessant, waar babas en ma's, nou ek weet nie wat sy Afrikaans vir dit, ek kry dit nie, hulle swap
fetal cells. Met ander woorde, gedurende die tydperk wat die babietjie groei in die ma, is die ma besig om stemselle uit te ruil met die kind. En die kind ruil dit uit met die ma en die ma dit met die kind, maar meer van die kind se kant af na die ma toe, sodat die ma vinniger gesond kan word gedurende haar tyd wat sy besig is om te kraam. Dit ruil nooit weer terug nie. So jou kind is deel van jou vir altyd. Ons pa sê dit nie. Net die ma sê dit. Hy kind gaan vir altyd deel wees van jou, want hy gaan daai bietjie van hom gaan altyd binne in jou wees en dit hou aan vir altyd. So vir die res van jou lewe is daai kind deel van jou. Rigters 5 is daar 'n gedeeltjie wat ek wil lees. In die dae van Samgar, seun van Anat, in die dae van Jaal was die hoofpaaie stil. Wat beteken dit? Die mense het nie op die hoofpaaie getravel nie, hulle het nie daar rondgegaan nie, want hulle was bang geweest, daar was gevaar geweest. Reisigers het ompaaie gebruik, hulle het agterpaaie gebruik, omdat hulle so bang was dat hulle iets gaan oorkom. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Deborah, na vore gekom het. Nou die rigters, net gou 'n bietjie agtergrond, die rigters was hierdie mense gewees, wat daar was 12 van hulle. En hulle het elke keer na vore gekom as daar moeilikheid was. Dan het hulle probeer om die Israeliete uit probleme uit te kry. Dis wat hulle gedoen het. En Deborah is die enigste vroulike rigter wat daar was. Die enigste. Nou dan sê sy, ek het na vore gekom, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. 'n moeder van Israel, Deborah. Sy kon na vore toe gekom het, sy kon enige iets anderste aangeneem het, want sy was 'n regter gewees, en sy was hierdie vegter gewees, en sy was al hierdie goeders gewees, maar sy beskryf haarself as 'n moeder wat na vore toe gekom het. Die Engels sê dit eintlik mooier daai, hulle was judges gewees, so hulle het oordeel gemaak, hulle het besluit oor goeders. Sy leef in hierdie manlik gedomineerde wêreld, en sy kom na vore. Hoekom? Want die paaie was gevaarlik geweest, die mense moes om paaie geloop het, en dan kom die moeder in haar na vore. Sy het gelewe in die tyd van koning Jabin, wat baie wreed was, hy het hierdie mense vir 20 jaar onderdruk, en hy het probeer om hulle alles te vernietig, om hulle geloof te vernietig, om hulle menswees te vernietig, om alles wat hulle is af te breek, sodat hulle nie meer in God glo nie. Dit was sy groot doel gewees. En dan kom Deborah na vore toe en sy sê, jy gaan dit nie met my kinders doen nie. Ek gaan dit nie toelaat dat jy my kinders nie, dat ek nie my kinders kan leer van God nie. Sy lei hulle as 'n moeder, nie as iets anders nie. Sy het gesien dat haar kinders die verkeerde paaie gaan loop onder hierdie koning se invloed, en dan vat sy leiding. Sy sê net, julle gaan nie afdwaal van die pad na God toe nie. Ek sal sorg daarvoor, ek gaan iets omtrent hierdie doen, maar ek gaan dit doen as moeder. So hier's my vraag, waarheen teer jy jou kinders se paaie? Jy is ma, jy is pa. Waartoe teer ons kinders se paaie, want jy doen dit. Jy's besig om jou kinders in 'n rigting in te laat gaan, en jy teer daai paaie vir hulle. Daai paaie het een van 2 eindbestemmings. Net een van 2. Daar's nie 'n derde opsie nie. Net een van 2. Maak nie saak hoe jy daarna kyk. En Deborah het gesien, daai paaie lei na die verkeerde kant toe, en sy sê, maar ek gaan dit nie toelaat nie. Hoor nou mooi, sy sit en mou nie daaroor nie, die omstandighede maak nie saak nie. Dit pla haar niks nie. Sy sê net eenvoudig, ek gaan hierdie verander. Ek gaan iets doen rondom dit. Kyk gou 'n bietjie, as jy iets gedoen wil hê. As jy iets gedoen wil hê, kry mamas wat dit doen vir hulle kinders. Wat ook al dit mag wees. Kids games wat ek Junie maand doen, daar's nie 'n tekort aan mamas wat help daar nie. Ek vra so, en dan word daar gehelp, want hulle weet dis vir hulle kinders.
Daar's geen probleem agter dit nie. Hulle spring in en hulle help, want hulle weet dit is vir hulle kinders. Jy het die mammas agter jou nodig, om die paaie te teer vir jou kinders in die regte rigting. As jy nou al oop is by Spreuke 31, blaai na vers 10 toe. Hier is 'n gedeelte wat daar nou gepraat word. Spreuke is hierdie Spreuke van Salomo, met ander woorde, hy het hierdie klomp waarhede wat hy sê, en dan is die vraag word gevra daar sommer vers 10, wie sal 'n deegsame vrou wees? Met ander woorde, vertel vir my hoe lyk 'n vrou? Vertel vir my hoe lyk 'n goeie ma? Vertel vir my hoe lyk 'n goeie, noem dit nou maar vrou. Want haar woorde is ver bo korale, die Nuwe Testament of die ou vertaling het gesê edelstene. So haar woorde is ver bo edelstene. So hoe lyk 'n goeie ma? Hoe lyk die perfekte ma? Ek het vir 'n paar kleintjies gevra, vertel vir my bietjie hoe lyk, wat is 'n mamma? En sy vat my skoon en sy wil met my speel en my mamma is spesiaal want sy gee vir my turkies en soentjies en sy maak dit baie lekker kos. My mamma is spesiaal omdat sy baie maar agter ons kyk as papa by die kamera is en sy pak ons kosblikke en sy maak ons reg verskil en sy is baie lief vir ons. En sy vat partytjie vir ons skool toe. Mama is 'n doktertjie wat na kindertjies kyk en wat partytjie en in die oggend gee sy vir spa en dan maak sy ons vir skool. Dan maak jy skool en foto's neem en kerk toe gaan en optel schoolgoed en optel en sang en gaan van Liewe Jesus en boekjes lees en plasters oppak. My mama is baie mooi en sy is lief vir ons en ons is lief vir ons en ons is lief vir haar en sy kyk na ons. My mama maak vir my spesiaal kossies. Ek is eerlik gezegd 3 jaar oud en ek is by te laat en hoe is my mama so mooi? Plasters en met ons speel en vir ons kossies maak. Ek moet die skrif gaan uithaal en dan dus kom ek hou van dit. En maak ons kamer mooi en hij maakt voor ons eilandjes en buiten. Mama is speciaal. Mama is speciaal, ze is een goede dame. Amen. Amen. Wil jy weet hoe gaan dit iemand se huis? Vra vir die kinders. Hulle sê vir jou, sonder dat jy vra, sal hulle vir jou mooi verduidelik wat in die huis aangaan. En dit kom net uit sonder dat jy dit vir hulle hoef te vra. Want hoekom? Dis wat hulle by die huis hoor. Verstaan, want dis baie maklik om, hoeveel keer, ons het nou die dag van die mannegroep, dis gesels ons daaroor, en toe het ons hierdie gesprek, en toe sê Johnny, jy kan baie maklik sien wat in 'n huis aangaan, of nie aangaan nie, as jy net kyk na die kinders se optrede, en hoe hulle praat, ensovoorts, en dis die waarheid. Dis dood eenvoudig, dit is, sonder om dit nou lelik te stel, maar dis ons legacy.
Dit loop buitekant ons liggame rond. Vers 11, die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Ek weet van party mans wat maar veroorsaak dat daar aan hulle kwaad gedoen word, as gevolg van hulle eie doen en late. So sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van die handelaars, van ver af bring sy haar brood in. Sy het stop net gou daar, sy het al hierdie goed wat sy doen, en dis nou oudtydse terme hierdie wat hier gebruik word, van sy doen al hierdie goeders, maar kyk wat doen 'n ma. Ma is hierdie put van kennis, van goeders wat gedoen word, van hoe goeders uit enige iets gemaak word. As ons kyk na die take en al daai goeders, is ma se besige by. Kyk bietjie as die mans moet kyk na die kinders, hoe gaan dit dan? 'n Pel van my, sy een kind was nou so rukkie terug saam met ons af Kaap toe gewees op 'n stadium, en ons gaan eet uit, want ons was daar vir sport, en toe ons by die plek kom, toe so vra ons, wat wil jy eet? Toe sê sy, oom, enigiets behalwe hoender asseblief. Ek sê, hoekom so? Nee, want mamma was weg gewees vir hierdie week. Ons het nou hoender gehad vir Sondag, en toe sit chicken sandwiches, en toe sit chicken mayonnaise daarna, en toe sit chicken dit en chicken dit, is net chicken. So oom, enigiets behalwe hoender asseblief. Maas is daai, ons kinders sê, maas is daai ware. Vers 15, en sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestedende deel van haar diensmeisie. Sy dink nog aan 'n stuk grond en koop dit, en die vrug van haar hande plant sy wingerd. Maar ran na huis. Maar is besig om die huis elke dag te doen, en hier's die ding, ek kom dit agter, al doen hulle nie iets nie, hulle is die hele tyd besig in hulle koppe om iets te doen. Wat moet volgende gebeur? Wat moet daar gebeur? Wat moet daai kind moet so intoe, daai kind, ek het op 'n stadium al 4 keer gevra op een dag, wanneer moet ek wie nou gaan haal? Want daai een is daar, en daai een is daar, en daai een is daar, en die een moet so intoe, en daai een moet so intoe, en dis net een dag wat ek nie as alles kon onthou nie. Hulle doen 'n hele week van dit. Hulle is entrepreneurs, hulle het 'n spesiale manier hoe hulle goeders doen. Sy is 'n model vir haar kinders. Sy leer die kinders hoe om op te tree. Luister 'n bietjie hoe kinders praat. Vers 23, haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Jou vrou laat jou goed voel. Hoeveel keer het ek al gesien hoe ons mans dink en werk? Het jy al agterkom, ons sal so staan en gesels by mekaar hier buite kan die kerk. En dan so sommer net soos en hoorie, kom ons braai sommer vanmiddag, daar by my huis en so aan. En dan kom jy by 'n vrou, hoorie so oor die en dan kom oor. Ons het niks nie. By ons is braai is net vleis op die ons daar's en dan hierdie goed moet nog gebeur, daai goed moet en by ons is dit so nee, chops reg. Daar's 'n klomp goed wat saam met dit moet gaan en dan sit so half, ons het nie eers daaraan gedink nie en dis die ekstra stappies wat gaan. Ons is baie happy go lucky en ons dink nie aan diepe goeders nie. Vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Ma's praat net anderste as wat pa's praat. Hulle woorde is vertroostend, is gerusstellend, is beskermend en al is dit hard, is dit nog steeds sag. Julle al agtergekom? Hy kleintjie val daar, so hy hardloop verby die pa om by die ma uit te kom vir vertroosting. Want hulle weet, dis waar die veilige plek is. Vers 28, haar kinders prys haar man bewonder haar, daar is 'n baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Mamas, hierdie woorde is vir jou. Daar is baie knap vrouens, daar is, maar jy oortref hulle almal, want hoekom? Jy is my mamma. Niemand anders is nie. Deborah was so gewees, die wêreld was nie op 'n goeie plek gewees nie, maar sy het klaar met dit wat sy het. Sy werk met dit wat sy het. Hoekom sy dit gedoen het, was eenvoudig, dis vir haar kinders. Niks anders nie. Ma staan op
vir hulle kinders. Dieselfde slide wat ek nou gewys het. If it comes to my children, I will smile on my mugshot. Genoeg is genoeg, jy gaan nie meer hierdie aan my kinders doen nie. Die Bybel is vol van hierdie maas. Lea was in 'n huwelik gewees wat glad nie gelukkig was nie. Sy was nie lief gewees vir haar man nie en sy het geboorte gegee aan Reuben en Simeon en Levi en uit Levi uitkom die wet van Moses voor. Sy gee geboorte aan 'n stam Juda. Uit die stam kom die Messias. Sy werk in 'n plek wat nie lekker is nie, maar sy doen die beste wat sy kan daarmee. Batseba presies dieselfde, want ons is altyd, as ons kyk na Batseba, ja, maar sy het vir Dawid verlei, dis nie die waarheid nie. As Dawid gedoen het wat hy moes gedoen het, was hy op die oorlogsveld gewees. En dan is hy daar so, en dan gaan sy en sy doen die beste wat sy kan met dit wat sy het. En sy gee geboorte aan Salomo, die wysste man ooit. Sy werk met dit wat sy het, al die wysheid, al die glorie, die tempel word gebou tot God se eer, waar God in wandel. Maar Deborah se, Batseba se vingerafdrukke is oral oor dit, want sy het hom groot gemaak. Dan kom ons by Maria, die ma van Jesus. Die rol wat sy in Jesus se lewe gespeel het, hoe moes dit gewees het om Jesus groot te maak? Het sy vir hom pak slaag gegee? Ek wonder of Jesus ooit pak slaag gekry het. Want hy was nog steeds kind. Het sy dalk op hom ingestap op 'n dag waar hy besig was om Bybelstudie te doen? Wat hy besig was met die rolle. En wat sy net daar gestaan het in verwondering, en so teen die muur gelê het, en net so gekyk het, en net gedink het, joh, ek gaan hom verloor een van die dae. Daai ongelooflike trotsheid wat binne hom is, wat sy gehad het, hoe dit haar geïmpakteer. So ma, waar is jy besig om die paaie reg te maak soos Deborah? Jou optrede maak die paaie, jou woorde maak 'n paai, jou gebede maak 'n pad, jou kerkbywoning maak die pad. Jy is hier vandag omdat jou ma op 'n sekere manier met jou gewerk het en die paaie vir jou reggemaak het. Dis die rede hoekom jy is. Selfs Jesus het in Johannes 19 aan die kruis na sy ma gekyk en toe sê hy vir haar, daar is jou kind en daar is jou seun. Selfs op die kruis het Jesus nog steeds omgegee vir sy ma, gewonder wat gaan van haar word, en haar oë gegee aan iemand anderste, sodat hulle na haar kan kyk. Ouers en veral ma's, ek weet dit voel soms baie, en dit voel of jy nie jou kop bo water kan hou nie, maar God sien dit raak, en ek sê die volgende gedeelte is baie belangrik. He will give you an A for effort. Het gaan daaroor is om jou beste te probeer. Dit beteken nie altyd jy gaan wen nie, dit beteken jy het jou beste gegee. Al wat ons moet doen is om weer terug te keer na die Bybel toe en om ons beste te gee met dit. Julle het almal sulke persentjies gekry. Hoopelik het julle dit nog nie oopgemaak nie, maak dit gou oop. Al die mammas. As jy hierdie, noem dit nou maar bracelet, ek weet nie wat se Afrikaans is dit nie. As jy dit so vat en jy hou dit net so in jou hand, so. En jy begin by die kruis. En jy gaan af. Waartoe gaan die pad? Weg. Sit jy jou hand weer op by dieselfde kruis en dan gaan jy op. Waartoe gaan die pad? Weg. Sit gou hierdie dingetjie aan. Help gou julle maats, julle paas, help gou die maas om dit aan te sit. Okay. Mamma, wat ek wil hê wat jy nou moet doen, hou daai kruisie so om jou hand en dan sit jy jou vinger op daai pols, op die kruisie. Dis waar jou kind begin. Die dag as hy gebore word, dan haal hy inasem voordat hy kan huil. Hy kan nie huil voordat hy nie inasem nie. En dan begin hy skree. Kan nie anders dan nie. Dis onmoontlik. So wat gebeur? Ons het 2 asems wat belangrik is.
Daai ene en daai ene. Jou eerste asem en jou laaste asem. Dis die twee asems wat belangrik is en dan sal 'n klomp tussenin. Maar as jy begin by die kruis en jy daai pad reg geteer, hardloop gou op daai pad enige kant. Waar stop jy? Weer by die kruis. Gaan ander kant toe, stop jy weer by die kruis. Mamma, papa help vir mamma meerendeels. Help laat ons kinders daai pad reg vorm. Dat maak dit nie saak in watter rigting hy ingaan nie. Dat sy eindbestemming weer die kruis is. Nie 'n ander plek nie. Want al gaan hy in 'n rigting in, hy gaan weer terugkom by die kruis. Op of af. Hy gaan weer uitkom by die kruis. So elke keer as jy hierdie hangertjie of hierdie armbandjie aansit, dan onthou jy dit. Ek is op hierdie aarde gesit met 'n paar goeders wat ek moet doen, maar een van hulle is om my kinders te leer van die liefde van Jesus. Om my kinders te leer om 'n pad te stap dat hulle by God kan uitkom. En waar begin die pad? By Jesus, by God, by die kerk, by die Bybel. En as jy daai reg maak, gaan dit altyd daar stop. Die begin en die einde van die asem gaan altyd by die kruis wees. Altyd. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê dat ons weet, soos hierdie hangertjie, hierdie armbandjie, as hy vas is, geen begin of einde het nie, maar net die kruis het, soos U. U het geen begin en einde nie. U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin en die einde, U is alles. U is ons redding. En Here, dan wil ek vir U vra om ons, Heilige Gees, ek wil vir U vra om vir ons mamas en papas, om ons harte te druk, laat elkeen van ons besef hoe ongelooflike belangrike werk ons het. Want hierdie kindertjies is aan ons geleen. Dis nie ons eiendom nie. Dis aan ons geleen deur U, en eendag gaan ons verantwoording moet doen oor hoe ons hulle groot gemaak het. So Here, ons wil vir U vra om saam met ons elkeen as ouer te gaan, om die beste te kan doen wat ons kan doen. Om vir ons te help, om die paaie te teer na U toe, en geen ander plek toe nie. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Amen.